Spirit, for visiting with us. And we give you the mandate this morning to interrupt the service as you already started to touching the hearts over the whole auditorium this morning. And Father, again and again and again, we submit and we surrender and we give you this whole morning. Come and do exactly as you choose us. What has been written on our life book and in our story. That's what's going to be unpacked and being developed this morning. So that your name will be glorified. So that we will be in the presence. We just worship ourselves into you. Not wait for you. But you're already here. The word of God declares where two or more gather together, there you are. So Lord, you're omnipresent. Everywhere present at the same exact moment. Right now over the face of the earth. And I pray, Father, where so many gatherings are being gathered this morning, churches, house churches, fellowship, prayer groups, right over the whole earth, the sphere, where the bride this morning is calling out to the name of the Lord. I pray that our prayers will be heard. I pray in Jesus' mighty name that you will move with the Holy Spirit as you hover over the face of the deep. Hover this morning over us. We can do nothing without your presence. Father, come over our minds and our reasoning and our thinking and understanding and overthinking so many things. Father, come straight to the heart. Come touch us in the areas where we need touching this morning, where we need you to be. We just surrender. We just give over this morning. In Jesus' name, amen and amen and amen and amen. Amen. Is so lekker om vanoggend saam met julle te kuier. Dit voel amper soos ek is by my eie huis, so ek mis hulle nie eers vanoggend nie. Vroeg vanoggend toe kry ek 'n boodskapie om te sê die water in die kombuis is stadig. Toe dink ek tap net lank in. Asof ek nou enige iets daaromtrent kan doen. En so dis daai oomblikke wat jy dink regtig, moes ek my foon aansit. So vanoggend is Dewald ook vir die eerste keer kerk toe na omtrent 'n maand. En nou sê ek vir hom, jy moet dit en dit en dit onthou. Hy sê dit is asof jy net die langs aan is. Kom al hy goedjies weer so deur. Hy het 'n heupoperasie gehad, anders was hy saam met my hier, maar hy was nog in sy laaste herstelweek. Hy moet môre begin werk. So ek dog toe, as ek nou vandag hier vanaf kan ry, kan ek nou van hier af. Wag, hoe het ek nou gedink? Moenie vir my reg help nie. Ja, ek wil by Prins Albert uitkom, maar ek gaan nou van hier af Oudtshoorn deurry en toe die oom waar ek nou in die gastehuis, toe sê hy vir my, gaan jy oor die pas? Ek sê, wat se pas? Hy sê, nee, my grys karretjie gaan nie oor die pas. So nou moet ek maar teruggaan soos ek huis toe gegaan het. Hier aan die kant om, op die ou pad deur. Ek het 7 keer verdwaal om by julle kerk uit te kom hierdie hele paar dae. Ek het al die roetes uitgefigure. Op myself en toe op einde van die dag vir Google Maps gevra, waar jy nou en toe, vat hy my. Maar vanoggend vir die eerste keer die laaste oggend toe ry ek straight away hiernatoe. Dis en ja, finally. Maar dit help my nou niks meer nie. Dit was vir my verskriklik lekker om hierdie paar dae oor die profetiese te praat en hoe hoor ons die Here se stem en hoe wil hy deur ons praat en ek weet eintlik nie wat ek gesê het nie. Ek weet dit was vir my baie lekker saam met julle. So ek het wel gesê aan die einde van hierdie naweek en alles so Dinsdag, Woensdag, dan gaan ons eintlik besef, wow, dis wat die Here gesê het, dis wanneer jy stil raak. Dis wat jy eintlik gaan mediteer oor dit wat jy gehoor het. Ek het 'n manual gehad, ek het actually 2 gehad, soos ja, ek het voorberei, dit was min in hulle in. Ons het maar gevloei soos wat Heilige Gees mos maar met ons werk. So ek het voorberei en dan wat uitkom is dalk heeltemal iets anders. Ek het so 3, is nou seker die 3de Sondag terug toe, bedien ek daar by ons. En dit was net in die gebedskamer. Julle weet mos baie keer hoe is dit wanneer iets in die gebedskamer gebeur en daar's 'n vloei en daar's jy wil nie amper daar uitkom nie, jy wil nou die gemeente indruk so sardientjies in die spasie om te sê kom sit sommer hierso, ons gaan nou net hier vanoggend bly sit. En toe spoel dit natuurlik nou oor in die kerk of in die venue en ons is nou binne en dit is net ons is nog steeds net so erg wat voor enigstens iets gebeur. En toe die worship kom, toe lê ons nou maar. Hy oggende wat jy net in sy teenwoordigheid wil lê. Wat dit nie saak maak of daar nou 'n program moet gebeur nie. So dit het die oggend ook so gebeur.
En ek het er nooit opgestaan en kom bedien nie. En toe aan die einde van die oggend, toe voel ek moet seker nou groet. Toe sê ek vir hulle, ek wou eintlik bedien, ek klim uit die boot en volg die Here. So ek klim uit die boot en volg die Here. Amen, sien volgende Sondag. En die Here het meer gedoen in daai oomblik as wat ek aan julle preekie sou preek. Want hy weet waar ons is en hy weet hoe om ons daar te kry. Hy is net so vol genade. Hy is net so groot. So ek gaan nou by die bedien uitkom. Daai manne agter met die streepies wat so laaste, amper laaste sit. Sy vrou kyk nou, hulle kyk nou vir mekaar. Ja, daar is hy, daai ouetjie. Ek ervaar sommer net dat die Here net sê dat jou deurbraak is voor die deur. Dit waarvoor jy hom vertrou het. You're going to walk into the promises of God. And God says He's removing doubt and fear off of your heart so that you will have boldness to receive that what He has proportioned for you. And the very thing that wat jy bid al lankal vir 'n ding en die Here sê as dit is, dan is dit te goed om waar te wees en trouens om dan loop ons weg. En soos hierdie Black Fridays is die goed so goedkoop as ek dink ons daai besigheid is gebreek. Haar plak is af, ons gaan hom nie vat nie. En dan die ou wat hom vat, kry dan 'n bargain want hy het hom gevat. Die Here sê, vat wat hy jou beloof het, moenie twyfel en dink, is dit nou hy of is dit nie hy nie. Die Here sê, hy het jou lief, hy het jou in die moederskoot gevorm en hy het 'n plan. En dis asof die Here sê, jou winterseisoen is verby. Die tyd wat jy gestap het op die klipperige grondpad is verby. Jy kom op 'n plek wat hy vir jou voorberei het, 'n plek wat jy al voor die Here gevra het. En die laaste ding wat ek ervaar is, die Here sê, all the quarreling in the family is stopping right now in Jesus' name. All the resistance that you had to face in your life that is coming to an end. Daai gestoei, daai moeilik. Okay, goed, so het dit my heel naweek ook eintlik gegaan. So ek weet nie of dit vanoggend anders te gaan, eintlik nie. Ek het geen tyd om by die huis te wees nie. Dewald moet eers môreoggend 6:00 pap kry. Ek wil vanoggend met julle deel Jesaja 61 wat my boek is. Ons het almal ons boek, ons het almal ons skrif waarheen ons gaan en net vir die wat wonder van my wat nou 'n vrou is in die bediening, ek wil net sê I am a son of God and you are the bride of Jesus Christ. So dit settle dit. Okay, so jy nou vrede. So the Spirit of the Lord God is upon me. Dit is nou Jesaja die profeet het dit geskryf met die aankondiging en die profete het geskryf en gepraat van wat in die toekoms gaan gebeur. They foretold the future as they receive it from Father God back in the day. Today, Jesus Christ is our prophet. And He made everything, Hy het alles vir ons kom oopbreek, dat ons kan ontvang wat Hy vir ons wil gee. So ons het nie net 'n profeet nodig om by die Here te hoor wat sê die Here vir iemand en vir my en vir die gemeente nie. Dit is net 'n passala. Ons kan self by die Here hoor. Here, wat sê U vir my? En dan kom iemand en dit bevestig dit eintlik net. So die profetiese woord is bevestiging van aard. So the prayer warriors, nou sê ek vir op 'n ander bladsy. The prayer warriors in hierdie huis, die bidders en die intercessors van hierdie huis, het die Here opgerig al lankal om hier hande te vat, sirkel te maak en die woord van die Here, die unadulterated word of God, om dit te verklaar. En ja, ons gaan en ons kry al hierdie eposse van die woord van die dag en the word of the month en die prophecy daar. Wat sê die Here vir hierdie gemeente? En die Here gaan in hierdie gemeente wat hy jou geplaas het. Hierdie skrif, ons gaan iewers op hom lees ook in Jesaja 61. Where you've been planted, grow there, mature there where you have been planted. Die Here het jou genadegawe gegee. Ons gaan nou nie weer daar praat nie, my airtime is op oor die genadegawes. So, hy het jou die genadegawe gegee dat jy dit hier moet gebruik waar hy jou geplant het. Hier in hierdie huis, in hierdie oikos. Sodat hierdie huis kan wat doen? Die koninkryk kan kom. So want jou pastor gaan nie môre saam met jou job toe nie. Sorry. Maar jy gaan. En dit wat jy ontvang het, dit wat jy hoor, dit wat die Heilige Gees ingeplant het, jy gaan dit daar uitgee. En dis hoe ons die koninkryk laat gaan, wat the intercessors and the prayer warriors of this house moet die net stywer maak. Moet die woord van die Here verkondig. Moet amper in 'n meeting eers vra hoe gaan dit, jy begin net sommer te bid. Vra later, drink môre koffie, gaan eet môre koek, maar as dit 'n prayer sessie is dit 'n gebedssessie. Ek weet nie hoekom ek dit sê nie, maar ek het nog gesê. So die profeet het geprofesy of Jesus Christ en hy sê, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed and commissioned me.
Is dit so? Rarig, Here, U weet my treurige verlede, U weet my treurige hede, U weet wat ek vanoggend gedoen het. Ek het daar vir my man in die kombuis gesê, gaan jy weer daai omgestrekte hemp kerk toe dra? Nou wat's fout? Hy sê dit is, ek kan dit vertel, want dis ek wat dit sê. Eendag kom ek by die kerk aan en Dewald het 'n T-shirt aan, want hy pak al 6 uur stoele. Ons is in 'n venue wat ons moet in en uitpak. So, wees bly, julle kom sit net op 'n Sondagoggend. En hy het 'n T-shirt aan en hy kom by die kerk en ek het 'n mooi rokkie aan. Hallo, het hy 'n T-shirt aan en ding is gestruikie. Ek sê vir hom rarig Dewald, hy sê my pen strek om reg man. Vryf. Hy sê ek moet prakties dink, ek sweet, ek werk. Rarig. Nee, liewe aarde. Okay, so ja, God has anointed us. Wanneer het hy ons gesalf en geanoint? Toe hy vir die disippels gesê het, Matteus 28, gaan, 2 by 2. Gaan. Ek het jou alles gegee wat ek jou moet gee. Nou, het hy vir my alles gegee, want ek het nog nie al die kursusse gedoen, ek het nog nie Bybelskool gedoen nie, in my kop? Ja, want toe ek Jesus Christus aanneem, toe kry ek alles. Hierdie ander goed, help ons net hoe om in die protokol te volg wat daar is. So hier's 'n protokol in ons huis. As daar iemand in die gemeente is wat die oggend voel, hy voel 'n woord, hy voel, want ons is mos almal charismaties en ons bedien en ons salf en ons doen die lekker ding en ons lê op die grond, want ons is in die huis van die Here, nie in iemand anders se huis nie. So ons het vrymoedigheid. En as daar 'n profetiese woord is daar altyd 'n woordsifter. So met ander woorde, daai persoon kom na die persoon toe wat nou dit check. Is hierdie woord nou kry ons 'n Happy New Year van 2020. Want as jy vir iemand die mic gee, is dit uit. Dewald het gesê, hy wil nog 'n mic ontwikkel wat water uitspuit. Wat so in jou gesig. As jy nou, ja, daai ding. So as jy nou net te lank praat. Sorry, ek kom van Bellville af, ons slaan daar met die kop, ons is reël. Ek het nou die dag gesê, Rian gaan nie laat ek Sondagoggend preek nie. So daar's 'n protokol. So al die goed wat ons as add-ons leer, gee vir ons net 'n bietjie meer 'n duidelikheid. Dit bring 'n rigting, dit bevestig wat ek hier weet, maar ek weet nie hoe om dit eintlik prakties te doen nie. As ek vir my klein kinders, ek het 3 van hulle, as ek vir hulle die meel en die suiker en die eiers en die goeders neersit en hulle moet koekbak, weet hulle nie wat om te maak nie. Hulle weet dit moet daarin. Hulle weet die eindproduk gaan 'n chip-chop koekie wees, maar hulle weet nog nie hoe om dit mekaar te sit nie. En dis wat die Here met ons doen. Ons het alles, maar nou wys hy hoe gebruik ons dit om eintlik by die eindproduk uit te kom. So dan is daar iemand wat die woordsifting doen. En as die woord in lyn is met wat ver oggend aan die gebeur is, dan word iemand toegelaat om 'n profetiese woord af te gee. Want daar's 'n verantwoordelikheid oor as jy iets oor iemand spreek, is dit gespreek. Is soos ons het al daai voorbeelde gehoor. As jy 'n verekussing uitskit, jy kry nie al die vere terug. As iets gesê is, en dan is die skade baie keer soveel so groter. En jy kan jammer sê, maar ja. En dit leer die persoon ook, jou woord is nie verkeerd nie, dit was dalk net nie vandag vir hierdie, dit was dalk vir jou persoonlik. Of dit is dalk vir iets wat jy hoor wat ek sê. So, daar's protokolle wat volg. By ons sê ons altyd, read the room. So nou is hier 'n worship span, wat amazing, ja, dit was, ek het net 2 daar by my. Dis die ou wat die gitaar doen en die ou wat sing. Is lekker, ons geniet dit vreeslik, maar hierdie was nou so lekker. En dan is daar ons wat hard sing. As ek nou alleen moet sing, gaan julle vir sou moet gaan. Maar dan probeer ons, die worship leier probeer altyd sy mensies leer. Just read the room. Just read the room. A person in authority must be under authority. God is 'n God van orde, en in daai orde is daar chaos baie keer. Hier huil een, daar lag een, hier rol een, daar sit, daar lê een, en dis okay. Want in hierdie, kom ons sê nou maar verkeerde woord vir chaos, maar iets wat net geraserig klink. Die Here werk individueel. En dan in daai oomblik is niks hier van die mekaar nie. Dis alles lekker. Ons het eendag julle ken die fire tunnel, né? Stik op, julle ken die fire tunnel. Ons het dit lank by ons gedoen, en dan het die Here gesê, hou op. Ons het soos, why Lord, this is so nice. Hy sê, ja, want dit raak familiar.
So ons het op 'n stadium 'n tonnel gemaak. My kinders was klein, hulle was 4 en 5 jaar oud. Hulle is nou 28 en 27, so hulle was klein. En so maak ons in die kerkie fire tunnel. Ja, ons loop, ons lag, ons huil, ons trek die mense later in hulle enkels uit want hulle kan nie uit nie, want hulle wil bla bla bla. Nou sit die kinders, die klein mense so teen die muur regop. Glad nie lus vir die lag, dik lip. Ek kom by Joshua, ek sê vir my liefie, wat is fout? Hy sê ek skaam my vir jou. Hy is 5 jaar oud, hy weet tog nie wat is dit om skaam te wees nie. Ek sê vir hom, hoekom? Hy sê want jy lag te hard. My bad. So, yeah, the Lord has anointed and commissioned me. The day I received Jesus Christ, I received everything. To do what? To bring the good news to the humble and afflicted. He has sent me to bind up the wounds of the brokenhearted, to proclaim the release from confinement and condemnation to the physical and the spiritual captives, and freedom to prisoners. Romeine 10 vers 15. Hy sê to proclaim the release. So wat? Hoe doen ons hierdie goed? Want op 'n dag was ek en jy daar, wat hierdie skrifgie van praat. In isolasie, vasgebind in sonde, deur verkeerde leefwyse, styl, en gedink that's the thing to do. So, to bind up the wounds of the brokenhearted, to proclaim the release of those in condemnation. Daar's niemand wat jou meer in condemnation bring as jouself nie. Ek kastei my want ek het iets verkeerd gedoen. Bring dit voor die Here. Is dit so eenvoudig? Ja, dit is so eenvoudig. Erken net dat jy sonder hom is. Hoe het ek en Jesus Christus aangeneem? Here, ek is 'n sondaar. Is dit? Jy het nie vir hom detail gegee nie. Hy het dit gebeur. Jy het net geerken, jou geestelike toestand is eintlik as jy nou dood. En as jy nou moet fisies sterf, sterf jy sonder Jesus Christus. Kom ons gaan aan. To proclaim the favorable year of the Lord, and the day of vengeance and the retribution of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion the following, om iets te gee. Dis maar net vers 2, ek het nog net tot by vers 2 gelees. Vers 3 sê hy, to grant to those who mourn in Zion the following, to give them a turban instead of dust on their heads, a sign of mourning, the oil of joy instead of mourning, the garment of praise instead of a disheartened spirit. So they will be called the trees of righteousness, strong, magnificent, with integrity, justice and right standing with God. En dis wat ons wil hê, ons wil reg teenoor hom wees. We want to be in right standing. Ons wil geregverdig wees in hom. Is dit nie so nie? Ons wil voel ons is syne, ons behoort aan die koninkryk van die ewigheid. Ons het die ewige lewe. Dit is sy belofte wat hy vir ons gegee het. Dit is ons porsie. Maar ek en jy het dit wat iemand nodig het. Toe ons dit nodig gehad het, was daar iemand wat dit vir jou gegee het. En in jou hand kom sit het en jou vrymaak en jou losmaak. Vandag, miskien is daar meer geleenthede by ons, julle dit ook, is dit Sozo. Is 'n plek waar jy kan kom in 'n privaatheid en jy kan jouself net voorontmoedig vir die Here en net sê, Here, hier is ek. En ons het healing, mense wat healing doen, wat berade. Ag, dit wat ons nodig het, julle, ons kan eintlik nie een meer met 'n knop in ons keel sit nie. Want alles is tot ons beskikking. En by ons gaan ek gereeld vir Sozo. Want ek kan nie iets aanbeveel as ek nie weet hoe dit is en waar dit ja, ons kan elke dag by die Here se voete sit en iewers te gaan hy elke keer vir ons ietsie kom uithaal en sê, I want to heal that area, give me that spot. Nee, Here is my spot. My Simon, hy was 10 jaar oud en toe ek vir haar voete was partykeer want dit was 'n poerie teen. Ek was nie lus vir 'n moeilike tiener het, toe dink ek kom ons bind dit sommer nou hier voor die tyd. Maar ek het vergeet om vir die Here te sê 18 is, hou dit nog steeds aan. Weet ons nou vir ons, hou vir haar lekker voete was, sy het 'n tweeling maatjies wat ook oud is soos sy, en hulle mamma en pappa is daar, en die Here sê vir my, private leer my hart, haal jou hande van haar af, en ek is cheekie gebore, toe sê ek sal lees my kind, want ek moet haar nog groot maak, sy is nog net 10, sy is nie 20 nie,
Salva en Wouter kom staan langs my, sê vir my, die Here sê, haal jou hande van Simonai af. Ek beloof vir julle, is so 'n sin. Nou sê ek, Lord, okay, cool. Simonai, mama, bless you, ek lief jou, en die Here sê, ek moet jou my hande van jou afhaal. Sy was baie excited. Want sy het gedink, sy pak 'n tasie, gaan kyk die volgende naweek by 'n maatjie. Dus ek nie, het werk eintlik nie so nie. In geval. En die Here is so genadig, want hy het geweet hoe haar toekoms lyk. En hy moes nou vir my, kyk, ek is starig, dis seker hoekom hy vir my gesê het, hy moes my 'n aanloopie gee, van 10 jaar om te sê, dit is starig. So toe sy klaar met matriek is, wag, het ek julle die storieetjie vertel, kan ek julle vertel? Sy is toe 15, ek hou vrouekampe, ja, dit gaan lekker, aan die ander kant, daai kant McGregor, waar is dit McGregor nou? Ek weet nie, so, ek is reg, ek gaan soete. Hou lekker vrouekampe, McGregor is so my mannekampe ook, gemengde kampe, ja, dit is heerlik. Simoneitjie is 15 jaar oud en my kinders gaan altyd saam. Joshua het in die klankboks groot geraak en as ek te lank praat, dan raak hy in die slaap en hy raak wakker en as hy wakker word, dan wys hy vir my, hou nou op, hou nou te lank aan. En so is hulle ook daar, en daar, Marius is 'n narkotiseer wie se plaas ons gebruik, en vriende van hulle wat ook in die beroep is, hulle kom met hulle seun, wat wil die mekaar is, kamp die naweek, maar hulle bly net in 'n huisie op die gronde. En so deur die sessie, deur die dag, die Vrydag aand, die Saterdag, besluit hierdie mamma, maar hulle wil ook bietjie ins, nou sit hulle daar agterin. In geval, en so gebeur het, en nou praat ons, en so vra ek vir die girls is 'n girly kamp die naweek, en ek vra toe, maar wie wil nou doop, en daar steek die kind sy hand op. Nou dink ek, jy's nie deel van die partytjie nie, maar kom maar saam. Ons doop toe die oulike kind, hy is toe 'n groot kind, en ek laat sy pa, is altyd vir my so mooi as sy pappa sy kind self sommer doop. Klim in die water in 'n koue dam daar op die berg, en doop hulle en so aan, maar min weet ek nou wat in die agtergrond aan die gang is. Hy gee toe vir Simonai sy selfoonnommertjie. Toe Sondag, toe ons almal nou so 'n groete kom baie sê, en al wat hy net in sy kop dink is, sê net jy 17, sê net jy 17, sê net jy 17, want hy's 'n groot kind. En Simonai vat die ou selfoontjie, want sy is nou so impressed met die man wat nou vir haar sy nommertjie gee. Maar hulle begin toe te BBM, of ek weet nie wat die ding so goed was daai tyd nie, maar so was dit. Tegnologie het my nog nooit gevind, en ek hom ook, en as ek iets wil weet, moet ek dit doen, so ek wil nie weet nie. So my selfoon is de aan en af, en dis as far as I can go. So daai tyd se fone was so my Grieks geweest, en so het hulle die nommertjie, maar hulle het nou net so 'n bietjie begin WhatsApp, whatever praat, sê net maar WhatsApp, want WhatsApp is nou wat ons doen. En sy is toe nou, en dan na graad 11 jaar, sê sy vir my, mamma, onthou jy vir Jaan? Ek sê, ja, ek onthou hom, wat van hom? Nee, maar hulle praat, ek sê, waar praat julle? Want jy gaan skool toe en huis toe, en kerk toe. En daai kind is hier die skool hier, ook nie in die kerk, en ook nie hier nie. Ja, ag, my word, wat sal ons nou sê? So ry ek eendag, maar ek is ontsteld, want die kind is 'n man, my kind is 'n kind. Hy is eintlik net nog 'n kind, maar ek het nie toe geweet nie. Anyway, ek ry eendag, ek sal nooit vergeet, ek weet, in Ou Parelweg gekom by die stopstraat, en hier slaan sy, toe sy nou graad 12, en die gesiggie van die kind gaan so voor, en al wat ek vir die sê, nope, no ways, sny het af in Jesus naam, daai kind kom nie naby nie. En ek ervaar net in daai oomblik, dat die Here vir my sê, haal jou hande van Simonai af. Dis erg. Dis eintlik unfair. Hy het al vir my gegee, en nou sê hy die hele tyd, haal jou hande af. Anyway, so gaan Swat sy onderwys eerste jaar, sy het begin, en sy gaan doen dit nou deur in Durbanville is daar 'n college wat sy dit doen, en sy toe, okay, so, nou sy klaar met skool, sy is 18. Maar so bel die kind vir my, hy vra vir my, wanneer kan hy by haar kom kuier? Nou noem die kind vir my Zoe. Dit is al klaar, don't go there, jy tannie vir my. Nou sê ek so vies as iemand vir my nou tannie. Hallo Zoe, ekskuus. Ek sê, nou is ek bitter lelik, ek is van 'n Merwe, ons is onbeskof gebore. Vol grappies, maar ons is lelik.
Ek sê vir hom, hoorie Boeta, jy's Tannie nie vir my nie. Ag, jy Zoe nie vir my nie. Nou weet ek nie, sy ma is op die ander kant op die speakerfoon nie. En sy's 'n geleerde Tannie. Julle Pietrie hierdie goed opneem nou nie. Hy kom uit 'n oulike familie uit. Dit sê nie die kind is oulikie, maar hy kom uit 'n oulike familie uit. Ek skel, ek sê vir hom, my kind is nou net 18. Wanneer kan ek wel kom kuier? Nou is ek so ontstel. Ek sê, wanneer is hy 19 is? Ek moes gesê het 39. Nodeloos om te sê, hulle is toe in haar tweede jaar, is hulle twee getroud, op die berg wat hulle ontmoet het. Hy is die beste ding wat met haar kon gebeur het. Hy is nou soos 'n seun in my huis. Joshua sê altyd vir my, jy hom nou liewer as vir my. You see, God knows our beginning from the end. And He knows our end from the beginning. So ons verstaan nie, ons kyk met 'n mamma hart, 'n pappa hart, 'n vleeshart na ons omstandighede, na ons dinge en ons wil dit bestuur. Op daai stadium was dit net ek en my twee kinders. Dis net ons, so ek was baie beskermend oor my kinders. Niemand kom naby aan hulle nie. En selfs in dit het die Here vir my gesê, jy moet my vertrou. Dis moeilik. Dit's maklik om hom te vertrou as alles fine is en happy is en totdat jy so 'n dippie vang. Hy sê, trust me, trust me. So, die Here het my en jou gered. En nie net om te kan sê, ek het 'n stiker op my skouer, ek is gered, ek gaan, as ek sterf die dag, in die koninkryk wees en vir ewig lewe nie. Dit ons gaan, maar dis nie al nie. Hy het vir my en vir jou gered, om 'n verskil te kan maak, en dit begin by ons huise. Ons wil almal agter hierdie ding staan, daar by ons, die studente, die Bybelskoolstudente, want jy lei hulle op om dit te gaan doen. As dit op hulle pad is, en dis wat die Here vir hulle uitgeset het. Maar hierdie is 'n 10 minute of 20 minute oomblik. Maar die regte hart is daar wanneer niemand jou sien nie. Is daar in jou binnekamer. Is daar waar jy vir die Here sê, Here, ek weet nou nie eerself om joy te hê nie, nou wil ek moet dit gaan uitdeel. Het jy al agtergekom as jy so mismoedig is en jy begin met iemand anders praat en jy motiveer, dan jy is myself beter. So ons wag altyd, Lord, you need to heal me, cleanse me, purify me, bind al my wonde op. Maar laat ek nou net klaar kom deur al hierdie ellende, laat ek nou net klaar almal vergewe het en laat aan. Ons gaan vir altyd sit en wag. Want dit is 'n aaneenlopende proses waarmee met ons besig is. Ek kan daarvan getuig. Ja, die Here het baie genesings gedoen. Hy moes. Anders het ek nie die voorreg gehad om hier te kan staan nie, want jy kan nie staan as jy nog bloei nie. Maar môre maak iemand jou seer, dan maak daai ou wond weer so 'n skeurtjie op as jy so, dan oes al daai, maar laat dit maar uit oes. Dis okay, want dan was dit nog heeltyd daar. En so begin die Here weer eens en hy sê, want ons het hom nodig, anders raak ons arrogant en trots. Oh, then I don't need you. I've got this, Lord. No, it's okay. I'm going to preach now. You just wait outside. I'm going to come now. Dit werk nie so nie. Soos in, ek kan niks doen sonder hom nie. My heel eerste preek het ek toe gepreek, want ek het gevoel as ek hulle nie sien, hulle nie vir my nie. Duh. My heel eerste preek het ek 'n 2-man tent op die verhoogie opgeslaan om die boodskap te bring van intimiteit. En dit is nog steeds my hartklop. Ons kan niks doen sonder intimiteit met Jesus Christus nie. Nie 'n religion nie, 'n relationship. Religion is vol reëls en regulasies en moets en moenies en as ek in 'n relationship is, dan wil ek nie daai goed doen nie. Ek bied eendag 'n kursus aan oor die Heilige Gees. Excited, vol van die Here. Maar kom 'n meisie later na my toe, sy sê vir my, maar hoekom kan sy nie die Heilige Gees ervaar nie? En sy gebruik nagmaal, maar sy kan nie deurbreek nie. En sy vra my daarin privately, ek het haar privately geantwoord. So die wat wonder, was lelik public, nee, ek was lelik, maar anyway. Sy kon sê vir my, sy sukkel by dit, en sy het nou, vertel sy vir my 'n storieetjie, en ek sê vir my, liefie, slaap jy saam met jou boyfriend wat julle bly, 1 kooi of het julle 2 kamers? Nee, in 1 bed, baie excited. Ek sê vir haar, hou op om 'n hoer te wees. Want die woord sê dan nou so. Maar ek kon dit op 'n ander manier dalk gesê het. En die Here reprimand my daar, so sy oë is, haar oë is so groot, myne is net so groot, my mond hang op, ek kan nie glo ek het dit actually gesê nie, want ek het dit gedink.
en die Here vat vir my daar vas en ek loop 'n draai en dan jy weet mos wanneer jy nou die binnekant, I missed it. Hy sê vir my, ek het regtig in die badkamer gaan sit en gesê, Here, ek het nou opgemors. Ek sê, ja, hy sê vir my, let her love me enough to let go of the sin. Ek het daar so 'n groot les geleer. Alhoewel ek die woord, let her love me enough that she will leave the sin. En daar het my hele aanslag verander oor hoe om mense te benader. Mens vergeet partykeer hoeveel genade iemand met jou gehad het. En ek het op skool was ek in die NG gemeente in Kuilsrivier, ek het op 'n plaas groot geraak. En toe na skool, ek het altyd gespot om te sê, as ek klaar is met hierdie skool, ek was in Hoërskool de Kuil, en dan gaan ek reg oor die pad stap in die kerk, en dit was die AGS Kuilsrivier daai stadium, en ons is nou 'n ander gemeente. Want ek altyd gesê, ek gaan van hier af net so instap. I prophesied over my own life without even knowing what I'm actually saying. Want jy is die grootste profeet in jou eie lewe. Dit wat jy sê is die woorde wat jy gaan eet en dis wat jy gaan leef. So, en ek het wraggies. Na 'n matriek, toe gaan ons op 'n skoolverlaterskamp. Daar was nie daai jare 'n plet rage, nou was kerkkampe. So toe gaan Zoe maar op 'n kerkkamp. Want ek wou net iewers iets doen. En toe gaan ek saam met die AGS mense, die youth, en daar die Here my hart en my lewe omgedraai. Nou Sondagoggend het ons nou so en dan agter was 'n gebedskamer gewees en die oomies van die ouer huis wat op dieselfde gronde was, hulle het vroegoggend al kom bid. So ek het eintlik groot geraak in daai voorbeeld van bid. Vandag. So dit was die lekkerste memory van bid, die Here aanroep. Man, hulle kom al 2 ure voor die diens eintlik begin. Want oumies slaap ons maar min. Ek is nou daar, slaap min. Dan vroegoggend op. Roep die aangesig van die Here. En dan kom die Heilige Gees en hy bars oor ons. Hy rol oor ons. Hy bring die conviction. Satan bring condemnation. En laat shame en guilt jou verder afdruk. Heilige Gees kom bring die oortuiging. Ek het jou so lief. Maar daai ding, ja Here, ek wil nie my vlees. Help my vergewe, help my vryspreek. Elke wapen wat teen my opgerig word, sal ek weer lê in die naam van Jesus. Elke gedagte in Korintiërs wat sê wat op my in my kom, sal ek in die naam van Jesus, ek sal dit vat. Dus is die pyl wat bedags vlieg in Psalm 91, die vers wat sê, die pyl wat bedags vlieg, sal jou nie skade doen nie. Wat is daai pyl? Die vyand skiet nie pyle af om jou knie seer te maak. Dis in jou gedagtes. Ek kan nie ons gedagtes lees nie, maar ek kyk ons houding, ek kyk ons attitude. As daar 'n prentjie opkom. So ons 5 sintuie, ons ore, ons oog, ons neus, ons mond, ons hande is ons sintuie. Hy kyk nou hoe ons reageer met 'n gedagte wat kom. Hy kan in jou oë sien. Hy kan jou handeling sien, dan weet hy ook, en dan kom die volgende gedagte. En dan is dit ons in gemors. Everything starts with a thought. 1 Korintiërs 10 sê, ek neem elke gedagte gevange. Wie jou heel dag gaan jy besig wees met jou gedagtes gevange? Die Here, die vyand sny af in Jesus naam weerstaan dit. Kom ons probeer dit net vir 1 uur op 'n dag. Begin net. Gedagte wat kom, is dit van die Here? Dan kan ek sê, okay Lord, thank you for this. You're dropping in my spirit this nugget. I'm going to go with this. Kom hierdie vreeslike gedagte of onskuldige gedagte. Hoe het Satan vir Eva verlei met 'n halwe waarheid? It started out with the truth. Dis hoe misleiding werk. Dit klink so reg, dit klink so mooi, dit klink so en dan is dit net aan die kant. Vir julle kappel wat heel naweek onder my oë sit, ja, jy het ons toe weggeloop gister. Nee, ek wag, ja, hy, jou ouetjie, ek wagte nog vir hom toe sy pad op. I just sense that God says, you are going to create a well that's filled with water for people to come and drink. Julle is nie oud nie, maar julle is soos 'n mamma en pappa vir almal wat om julle is. Soos 'n regte mamma en 'n pappa. People come to you and they just drink, want to have coffee and sit with you and have chit-chats and they love your heart. Jy sê, ek het gesê gister, jy's 'n regte grapgat, jy maak altyd dit. But that's what draws people to you. You have many sons and daughters, but there's even more coming to you, says the Lord. But there's a project coming. God is going to give you an assignment. He's going to give you a project to run for the kingdom.
He's already now for 7.5 months busy preparing that what needs to be done so that you can do what God has called you to do, to be. It's like taking care of, nurturing, loving on those that are outside. Those that are outside is the unsaved. Ons kan nie meer mense tussen kerke rondskuif en dan speel ons skaak. Daar's genoeg mense daar buite om die kerke vol te maak. So moenie 'n ander kerk gaan soek die mense daar buite wat nog nie in is nie. So when God has a purpose and a plan for us, he says that the enemy will make war against us. Onthou daai skrif in Jesaja 54 wat sê, waar is dit nou iewers toe daar wat sê, no weapon formed against you shall prosper, dit sê nie daar's die wapens nie. Psalm 91 sê die pyl wat bedags vlieg, sal jy nie skade doen nie. Daar's pyle wat bedags vlieg. The death that lay waste at sudden death that lay waste at noon is middag. Ongelukke wat in die middag gebeur, daar by ons, oralste, né? Oral. It will not come near you. Die Here stuur sy engele om jou. Hy sê, die wat my naam vrees, wie van ons vrees sy naam? Hy stuur 'n laar van engele om ons elkeen uit te red en ons te beskerm. Die woord sê so ek glo dit. Want dis dan nou wat ek van eet, dis my kos. Daai man daar met die baie mooi baard, jy sal vir my opkielie met daai baard. Ek kielie al klaar as ek net jou kyk. Sorry nou. Ek ervaar dat die Here sê dat julle tweeetjies, His hand is upon your life of approval. God is going to create in your mouth a word of encouragement to those around you. The evangelistic call is upon your life, sir, to spread the gospel of Jesus Christ and so that you can draw the people from the outside in. There's deep-rooted restoration coming in your family line, in your family mense. There's restoration coming, says the Lord. Fear not. He's restoring your identity of who you think you are. I'm going to explain to you who I say you are, my beloved. Chosen, is uit jou een kant gesit, uit jou geroep. Jy's altyd een wat teen die stroom opswem. Jy hou nie van die normale go-to nie. Jy moes 'n erg kind gewees het. Hoekom mamma? Hoekom? So om. Ek kan jou sien in my klein mensie. But God has a unique gift that He has given you. But you've got the ability to have 24. Dis is een van die min mans wat baie woorde het. God is going to use you mightily to bring in the lost, to love on the lost. Jy kan met enigiemand gesels. Jy kan by enigiemand stil staan en hulle kan hulle stories vir jou vertel. Al het jy nou nie tyd om al die stories te hoor nie, jy luister maar. Jy soos almal se pel. En almal voel gemaklik by jou. That's how God created you. En partykeer dink ons nou, omdat ons by die Here is, moet ons 'n bietjie verander, 'n bietjie ernstig word, He created you, He loved you. Al wat hy wil hê ons moet uitsorteer is gooi die sonde af. That's it. Throw off the sin. En dis die sonde wat skeiding maak. Jesus het elke keer wanneer hy iemand bedien het en daar het genesing plaasgevind, het hy gesê, gaan en sondig nie meer nie. Maar nou mag ons mos nie oor sonde praat, want dan offend ek jou en dan kan jy my gaan aangee. Gee my aan. Gaan verklaar vir my, ek sal vir hulle ook so sê. Ek bid regtig dat die Here Suid-Afrika onder sy dome van beskerming hou. Want ons is nog baie veilig in ons land. En ja, julle weet wat aan die gebeur is. Hulle wil ons. Maar gaan hulle? Nee. Hoekom nie? Want ons gaan terugdruk en sê nee, God is die finale autoriteit. Ons bid vir leiers, goddelike leiers, wat nog altyd daar was, waar die besluitnemings was, wat stil was om te begin praat. Om met boldness te begin praat. Ons bid dat die bruid van Jesus Christus wakker word en sê nee. We need to start to push back. Ons kan nie sonde toelaat in die gemeentes en sê die Here gaan ons sê want hy is 'n God van liefde nie. Hy is 'n God van liefde, maar hy haat sonde. Hy lief my en jou, maar dit wat ons verkeerd doen, wil hy heeltyd net uit hê. Hoekom? Want hy weet, want dan kan ek en jy nie hierdie doen om lewe te bring waar ons gaan nie, want ons loop dan onsself mank. Say to call out the acceptable year of the Lord. Elke dag is 'n geleentheid. Hy sê terwyl ek vandag klop, maak jou hart oop. Want die vers waarmee ek dan nou afsluit, want ek het nou op die horlosie gekyk, toe sien ek is 3 minute oor 10, nou is dit al 28 oor.
Hy sê, dit het net te vinnig gegaan. Vers 3 se laaste deel sê, the planting of the Lord, that he may be glorified. So the planting of the Lord is so belangrik, dat ek en jy weet waar ons geplant is. The planting of the Lord, that he may be glorified. Your life needs to take people to Jesus. As ek weggaan hierdie naweek, moet niemand my onthou nie, maar hulle moet hulle ervarings met hom onthou. Moenie Zoe het geprofeteer nie, nee, die Here het vir jou gesê. Want dit is lewensveranderend. Worship is nie net 'n deel van 'n program, 'n sequence en so en 11:00 gaan ons huis toe nie. Worship is ek maak my gereed vir die week wat voorlê, want niemand van ons is heldersiende nie. Ons kan nie sien wat kom nie. Jy weet nie hoe jou week gaan uitloop nie. Waar is die ander lang kind van my? Hier sit hy, kom. Maar jy moet nou net hier staan, want jy's lank en ek is kort. So nou kan ek aan bykom. Nee, kyk vir my. So, maak jou eindjie oop. So ek het al die hele naweek ervaar, ek wil dit doen. En dan as ek dit wil doen, dan sê sy, nee, nie nou nie. En toe ek nou dink, ek, ja, voor ek huis toe gaan, wil ek dit doen. So, ek kan nie onthou wat ek die naweek vir jou mee gesê het. But I just sensed this one thing, is that God is releasing His anointing of a prophet on His life in this house. So I just need to release that. So ek gaan my voorkop nie jou voorkop sit. Prophetic anointing that's on our son. You've given him by birth, Lord, and whatever you have imparted in me with according to your gifts and your anointing, be a John the Baptist, my son, preparing the way of the Lord, but your work, preparing the bride. Ek sien hoe jy in 'n vyeboom ingeënt word, in 'n vyeboom, vyeboom. You're carrying good fruit, says the Lord. You are so faithful. You are so faithful in the little. You get up early in the morning and you pray without a reason, without people knowing. Jy ry in jou bakkie en jy roep my aan. Jy is eintlik te lank vir 'n bakkie, maar jy klim in 'n bakkie. Ek het daai laas. Sorry. And God says, I love a cheerful servant. Selfs as die sweet jou aftap teen die teerpad, met jou voete tap. Hoor jy my hart klop? God is going to open up. Hebrews 4 verse 6, come boldly to the throne of grace and mercy. Fly like an eagle, my son. Fly like an eagle. Have eyesight and vision, that what God allows you to have in this day and in this season. Fear no one and fear nothing. Fear no one and fear nothing, for I am the I am. I'm stepping in the position of your Father. And I'm restoring all things, says the Lord. Jesus. Ek sien 'n mantel. Beautiful mantel wat hy jou alreeds gegee het. Wat ek net nou vir 'n oomblik mag sien. It's the mantle of endurance. Faithfulness. You're going to raise up many prophets. You're going to do harm to the kingdom of darkness. The enemy the plan and the schemes will not be successful, says the Lord. You will no longer be reminded of your past or even dwell there any longer, says the Lord. Today is the day that you, my son, arises out of the ashes, out and come out of the place of hiddenness. But I am making all things new.
Run with the vision that's on your heart. Proclaim on top of your lungs the kindness and the generosity and the goodness of God. For He is able to do abundantly above what you could seek, ask, or pray for. He's the sure mercies of David, the covenant He made with David. He's standing in a covenant with you to serve Him, to run after Him. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Ek eindig af met Psalm 23. Maar ek wil hom 'n bietjie anders lees. Daar heel amper agter, man die daar by jou, die tannie wat, ja. Ek ervaar dat die Here sê, ek hoor jou gebed in die nag. Ek verstaan jou vraag. Romeine 8 is jou antwoord en opgesluit. Die vrede wat net die Here jou kan gee, gaan jou porsie wees. En al die angstigheid gaan. Al die slapelose nagte waarmee mens soms vroeg, gaan nie meer jou porsie wees nie. Die pyn in jou liggaam is nie meer jou deel nie. En die Here van die leerskare sê, hy weet en hy ken jou en hy verstaan van ver jou gedagtes. En hy sien jou, want hy is die een wat sien. Hy is die een wat sien. In Jesus naam, amen. Rian, Suzelle, ek sien, soos julle is 2 aparte gesonde bome, wat langs mekaar in die grond diep gewortel is onmoontlik in die natuurlike, maar dan hierbo raak julle een boom. So 2 aparte bome, maar dan is julle eintlik een boom. Maar julle gee skadu, soos in enorme baie skadu. Vir almal wat onder julle kom sit, onder die boom kom sit. En soms moet jy Rian 'n bietjie reprimand, maar jy het so 'n pappa hart, en jy lief net, en dit maak gesond. Heilige Gees werk waar jy nie sien nie, en hy bring die reprimand, en hy kom deel met goed. In die nag, sommer diep in die nag, as die mense slaap, kom werk hy. Ek sien hoe die Here net sê, dat Jesus Christus is saam met julle. Ons weet hy is by ons, maar dit is soos hy so saam met jou, elke dag, saam met jou, soos hy, waar jy gaan, waar julle apart gaan, maar wanneer julle saam is, dans hy om hierdie boom. Want hy is so stil tevrede oor dit wat julle doen, dat julle hom uitgekies het. Rian, as jy nie hom gekies het nie, waar was jy vandag? Waar was ons vandag? Maar omdat jy hom gekies het, het hy vir jou 'n hulp gegee, dat jy hom saam kies, sodat ander die vrug kan dra van julle prys wat julle betaal, wat niemand van weet nie. Om heeltyd eenkant te wees, te midde van saam wees, is daar plekke waar julle nie kan gaan nie. Is nie toelaatbaar vir julle om met die modder te speel nie. Maar julle gaan haal hulle uit wat in die modder sit, want julle het 'n hart, julle het 'n liefde vir hom, en omdat julle vir hom 'n liefde het, het julle liefde vir julle mense. Ek ervaar dat die Here sê, it's like, well done, faithful servants, but the best is yet to come. Die wolwe wat somtyds kom krap, gaan nie meer toegang hê tot julle grondgebied nie, sê die Here. Die voordeur is nie meer 'n oop deur vir die vyand om soos met 'n
amper in 'n masker in te kom nie. By die voorhekkie gaan hulle nie kan in nie. Hulle gaan nie naby die voordeur kom nie. Jy weet natuurlik, in die geestesriem is daar vreeslik baie So the witches and the warlocks want to bind these communities, especially this area, the community. Ek weet nie wat noem jy die area nie. God says, but the prayers that went up from this house and other brides that are praying, every time that they just think, they have it, then it's been burned by the fire darts of heaven, of the angels that just come. God's word over the spider webs, so that it cannot be like, hulle kan nie dit spin nie, hulle probeer, kan nie spin nie. Hoofpyne gaan nie meer julle mense se probleem wees nie. Migraines be broken, not only in this house, but in this area. Slapelose nagte gaan vir die mense in die area, jou bure, jou mense. Hulle gaan net, ons gaan nooit weer afvan nie, maar hulle gaan net eendag opstaan en voel, wow, ek dink my nek is beter, niks met die nek te doen nie. Die gebede wat opgaan, kanselleer die planne van die vyand. In Jesus naam, amen. Ok, ek sien of julle ook baie met Psalm 23. Ek lees hom uit 6 verse, ek kan hom lank lees. So moenie dink julle dink seker hy hoender wat daar in hy ander ding lees nou gaar. Hy's gaar, weg vir hom. Jy gaan hom nou kry. Wat is 'n ander ding wat almal wil gebruik? Daai airfryer ding. Dink sê ek altyd vir die wat was die eiertjie want hy sê airfryer, jy moet die eier indruk. Surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life. And ons verklaar dit oor onsself, and I shall forever throughout all my days be in the house of the Lord and in the presence of the Lord. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Oh, yeah. We take note. You're operating. But Lord, you prepare a table in front of the presence of the enemies. You have anointed and refreshed my head with oil. My cup overflows. Ek het een oggend mense verloor nadat ek hierdie psalm wat in die Bybel is gelees het en ek het vir hulle gesê, vat jou koppie en drink. Toe word dit gesê, Zoe sê die mense moet drink. Toe dink ek het dit gesê, wat het jy gedink, wat wil jy drink? Halleluja. So, you have anointed and refreshed my head with oil. My cup overflows. Verse 4, even though I walk through the sunless, valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod to protect and your staff to guide, and they will comfort and console me. Het jy gesien as jy lag almal saam met jou, jy wragtig alleen. Ek het 'n senior daar by my, ek vreeslik lief vir my seniors, en sy is 84 en sy gaan vir 'n heupvervanging en dit gaan goed en net so voor ons die teater instap, doen hulle die laaste check up en hulle hoor die hartjie klinkie lekker nie, en toe sit eers al bekgeveg tussen die hartchirurg en die heupoutjie, want eintlik moet sy hartklep vervanging kry, maar hulle besluit toe, hulle gaan eers die heup doen. Soos die doen die heup, sy kom uit, sy herstel, hulle laat val aan die vrouwkeer, in die step down. Daai ou is mos dan mors dot. Jy weet nie wie dit goed nie, anyway. So sy bly in die hospitaal, sy 1 week by die woonstel terug by haar huisie, sy ry op haar eie, sy is uit die vol, sy is een van ons dansers, die vla. Sy is up and about. Nie sit sy met 'n heup. En die hart. Okay, goed. Onthou net, ek gaan in 'n rabbit hole met my stories, julle moet mooi luister. Ek was by vers 4 laas, as ek nou wonder waar was ek en hoekom vertel ek dit. Ek wil nou net sê, hoekom hou jy nou die kind se maag vas? Nou sien ek eers. Hallo. En ek het eers heel naweek gesien nie. Luister hierso. So gaan ons eventueel die 24ste Junie gaan ons vir die hartprosedure. Ek sit buite die teater en dit is hulle sê dit is sy moet 'n TAVI kry. Gaan ons sommer in die lies in en dan sit hulle die nuwe hartklep hier oor. Alles 'n eenvoudige prosedure.
die 13de Junie gaan sy toe nou. Dis hoekom die vliegtuig het nie 'n 13de seat nie, en hotel het ook nie 'n 13de nommer in kamers nie. En jy doen ook nie operasies op die 13de nie blykbaar. Maar ons is mos nie bygelowig. So gaan sy die 13de in vir die teaterprosedure en so, hy sê toe vir my, so 2,5 ure prosedure, Saterdag vat ek huis toe. Almal excited, hy bel my so 40 minute in die prosedure, en toe hy my bel, toe dog ek, hy sê vir my, Zoe, waar sit jy? Ek sê vir my, buite jou teaterdeur is soos 'n hond wat wag vir hulle mense om huis toe te kom. Want ek is nog so ek koop altyd vir haar 'n soft toy as sy in vir teater gaan, dat as sy uitkom, ek daar staan met die hondjie of die kykie of die beertjie, die soft toy, want sy het die kinders, seker is haar enigste kind. Sy het eintlik 2, maar hulle is non-existent. Wat soos dit eintlik. Anyway, en koop vir haar die beertjie, en toe ek die beertjie so afhaal, toe kom die gedagte met my op, sy gaan nie die beertjie sien nie. Nee, sy gaan hom sien. So sê die chirurg vir my, kom gou uit na my toe. Ag, toe weet ek sommer. Nee, sy is nie dood nie. Toe kom sy vir my, haar aorta het gebars. Net toe hulle die oorsit. Hulle kon nie sien die calcification in die agterkant. Dit was sy's oud. Sy het ook klein lyfie. Klein, hulle hande is te groot vir die borskas. Toe moes hulle oop 'n hartprosedure doen. Nou vertel hulle al hierdie goeders. Nou kan ek klaar nie onthou hoekom ek daar begin het. Ja, wat eens kyk wat sê vers 4 nou weer. Ja, Sunlit. So gaan dit nou aan, en hulle is toe nou in 8 ure prosedure later. En it was quite daunting. En ek het daai dag daar in die hospitaal gesit. Ek kon op huil nie. Sy is nie my ma nie, maar gehuil asof sy my ma is dit een van my seniors, en ek is baie lief vir my seniors. En ek sê, nou sit ek met die beertjie ook nou nog, en die thought wat ek gehad het, nou is ek so effe bietjie profeties, so dink ek, Here, baby, het of my voorberei, maar nou I rebuke that thought. Nee, hoe gaat 'n mens nou aan? Skop hy religion in. Die Here praat en jy rebuke, en so gaat jy aan. In elk geval, en sy het toe nou 'n paar dae later wakker geword. En nou kan sy nie, sy is 'n Engelse tannie, nou kan sy nie so lekker praat nie. Nou sê sy vir wat, sy sê altyd vir my sweetie, my sweetie, why can I? Ek sê vir man, jou tong is 'n muscle en die ding slaap al vir 4 dae, hy word nog wakker. Dit sy beroerte gehad. Want sy lê nou doodstil, so die armpie niks kan beweeg, sy lê net onder al die pype, was vir 'n paar dae onder die suurstof en goeders. Maar hierdie versie, Lord, I need your comfort now. Hy sê dit, maar ek het dit nou meer nodig, want sy slaap, sy weet nie wat aangaan nie. En die Here gee vir my hierdie skrif in die hospitaal, hy sê, but even though you walk through the valley of shadow and death. Ek het daar al seker 10 keer begrawe in my kop daarna, maar sy gaan nog steeds aan. Sy is nou 'n vroueltjie, maar sy gaan so goed dat ek moet keer, en ons het nie nou meer geld dat sy in 'n flat kan ingaan nie, sy moet 'n vroueltjie nou bly. So sy moet nou vir stil hou. Maar hoe die Here kom, en in die midde van 'n moeilike, jy gaan baie keer nie self deur die goed nie, maar jy gaan met ander mense. Dit hoef ek nie vir julle te sê nie. Jy dra swaar aan 'n ander ou se pyn, maar die skrif is net so relevant soos dit vir haar was, as wat dit vir my in daai gegewe oomblik was. Even though I walk through the sunless valley, jy gaan alleen daardeur, ek het alleen in daai spreekkamertjie gesit. Ek is nou haar power of attorney oor al haar goedjies, so ek moes daai dokument teken. Wie hoe erg was dit? Jy moet eienaarskap vat van iemand se lewe. As hulle daai prosedure doen, haal hulle haar hart uit haar lyfie uit, en iemand hou dit in hulle hand. Dis traumaties. Die brein weet nie, maar die liggaam weet. Jou gees weet. As jy terugsit en hier bo jou hart, blykbaar is jou spraak senuwee. So hulle hande is groot en haar lyfie is so klein. En hulle moes alles mooi terugsit. So haar stembande het nie mooi toegegaan. Dit kan nooit weer mooi toegaan. Even though jy alleen daar sit en jou oë uithuil, jou bodem uitval soms. Ek het verlede jaar so 'n puisie op my borskas gekry. Nou net hier.
En ek is nou te oud vir pysies. En die ding wil nie weggaan nie. En hy wil ook nie ryp word. En ek gaan toe die 19de Desember, ek sê vir, ag, weet jy wat, help net, wat se roompie? Sy sê vir my, my lyk so gogga. Ek het so geskrik, ek het eers vir Dewald gesê nie. Waar doen julle, wie is julle huweliksberaders hier wat praat oor kommunikasie? Ek moet 'n afspraak hê met jou maak. Nee, ek spot. Ek het niemand gesien, ek het my kinders nie gesien, ek het so geskrik. Nou, hoe gaan jy nou met hierdie ding? En nou moet ek deur Desember maand gaan, ons senior pastor, of François is met verlof, ek staan altyd Desember in, want hy is met verlof, so ek moet preek, die kerk gaan aan, die wêreld gaan aan, die lewe gaan aan, die kinders wil kom oorslaap by ouma Zoe. Jy dra sware ding in stilte, omdat jy dit nie wil noem nie, want as jy iets hardop sê, is dit daar. Jy hou het so in jou binnekant. So nou Dewald sy heupprosedure, nou wil ek hom ook nie opset nie. Nou ook die kinders sê, nou voel ek die Saterdag, die maandag in Februarie, dan moet ek nou gaan, want sy sê toe vir my, ons kyk so oor 4 weke, want sy gee toe vir my so salvie, bla bla bla, allerlei pilletjies om te drink. Die Dinsdag moet ek gaan, nou Saterdag, toe sê ek nou vir hulle, Joshua, WhatsApp, hy kind is slim, hy WhatsApp vir my die maandag, hy sê vir my, mama, het jy 'n moeilike dag vandag gehad, ek het heel dag aan jou gedink. Nou voice note ek vir hom, want ek is by die kerk, ons is die prayer aand, ek Dewald doen ons prayer, so ek staan daar in vir hom, ek gaan prayer toe, nou dink ek, nou is ek al beplak met die pleister, nee. So ek het die Sondag, toe sê ek vir Dewald, o ja liefie, ek gaan môreoggend na dokter Marie toe, hy sê, wat gaan jy daar maak? Ek sê, hulle gaan nog gaan uitsny. O, sê hy, toe sê ek eers die helle, moet hy net sê, o. Kan jy glo hoe ons girls is? Ek wil eintlik, jy moet nie oor my feffie, maar as jy nie feffie, o, hy sê, sy weet seker wat sy doen. Ja, toe sê ek vir 3 dae tikbek. Ek sê die maandag kom toe, nou sê ek bepleister, gaan plak en sommer in my heuphoek of in my lieshoek een uitgehaal, bla bla bla. Nou is dit Joshua se boodskap, nou voice note ek vir hom, en sê ek sien nou, maar ons is eintlik verskriklik saam. Ja, ons het daar 'n koneksie. Ons bid saam, ons drink koffie saam, hy profeteer oor my, ek oor hom, eintlik ek en my 2 kinders. Dit is eintlik crazy, lekker. En nou sê ek vir hom, Joshua, ek is so jammer, ja, you picked it up, ek sê vir my, nou vertel ek hom vinnig, nou vertel ek al die pad van die kerk af, huis toe, ek bly dan naby aan die kerk, maar ek praat heeltyd, en toe ek so in 'n ry, toe sien ek, hier staan die kind se kar, by my huis, nou dink ek, delete ek het of los ek het, en nou voel ek klaar sleg, anyway, nou weet ek, Dewald sal niks sê nie, Dewald is oor die algemeen nie 'n prater nie, en 'n uitprater ook nie. So partykeer wil ek hê my kinders moet vir my hierdie geskenkie koop, en sê ek het vir Dewald, en hoor hulle dit 'n jaar later. So ek al geleer, sê sommer maar vir die kinders reguit. In geval, dis 11 uur, julle almal moet gaan en ek ook. So sê ek vir hom, en nou sê ek ook bang vir die reaksie. Hy sê vir my, ag mamma, daar's so baie woord, jy gaan nooit vinnig doodgaan nie, so moet relax. Ek tog, hy gaan daarom nou vir my liefies en druk, en sê, mamma, dis okay. Nee, jy het baie woord, mamma, jy gaan nie nou al doodgaan nie. Is so sin, okay, bring net die balans weer terug. But vir my was dit in the valley. Is iets simpels, daar is nou niks fout nie, maar hulle moes hom bietjie diep uitsny om alles te vat. Vers 3, He refreshes and restores my life, my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Vers 2, He let me lie down in green pastures. He leads me beside the still and the quiet waters. Ons soek dit. He lets me lie down in green pastures, die plek van belofte, die plek van rus. Ons is gemaak om te wees met hom. Maar ons is doeners. Ons is gemaak om terwyl ons doen, in sy rus in te gaan. The Lord is my shepherd, to feed, to guide, and to shield me. And that's who He is for us. To guide, to feed, and to shield me. En dis genoeg. Dis genoeg. Ek wil vra om saam met my op te staan.
sluit ek vir ons af met gebed. Ek weet nie of julle altyd 'n lied daarna doen. Father, you are enough for us. Thank you that you have died on the cross so that we can have life in abundance. Dankie dat U ons kom uithaal het op obskure plekke, uit die gutters uit die gate uit die slote uit. Dankie dat U, Here, 'n plan alreeds in plek gesit het vir my om by U uit te kom. Dankie dat al die paaie wat ek gestap het, my na U toe gelei het en na U toe gebring het en dat ek van daar af met U stap. U stap nie saam met my nie, ek stap saam met U. Waarheen U my lei. En dis in alle waarheid. Daarom bid ek vandag, Here, Jesaja 61. Wat die profeet Jesaja geprofeteer het oor die Messias wat sou kom, wat hy sou doen vir die volk, en ons wat dit vir onsself kan doen en weer vir iemand anders gaan doen, want U Gees is op ons, om die jaar van die Here aan te kondig, om te kondig, uit te skree en te gil, dat Jesus kom, om die stem te wees in die wildernis, Here, om mense wakker te maak, terwyl ek self wakker gehou word, wanneer ek die woord verklaar om nie in sonde en moedswillige sonde te verval nie. Maar Here, afhanklik agter U aan te loop. In afhanklikheid voor U te sit, en as ek voor iemand sit en met 'n brose mens sit om lief te hê. Want dis net U liefde wat bande van slawerny breek. Ons kom gee vanoggend vrywilliglik daardie areas waarmee ons sukkel. Daai plekke waarmee ons stoei. Daai skaam wat ons het. Daai wegsteek lewe wat ons lei. Here, want dis voor U oop en bloot, maar U wil hê ons moet dit gee vrywilliglik, want dan kom U en neem dit. Ons wil 'n uitruil transaksie doen. U juk wat lig en sag is. Ek wil my swaar las gee. My bekommernis oor môre en oormôre. My weet nie van vandag nie. Wil ek vir U kom gee, my hopeloosheid. En ek wil U juk wat lig en sag is. Ek wil 'n uitruil transaksie hê vandag, Here. Ek wil U naam op my lippe hê. Ek wil hê U moet my lippe salf, dat ek sonder enige vrese U naam mag aanroep. Dankie dat ons is waar ons is, dat ons geplant is in hierdie land waarin ons is, en dat ons die mense wat gaan kom, gaan akkommodeer. Want hierdie is die plek van veiligheid vir die wêreld om na toe te kom. Teen die net wat nouer en nouer trek oor ons vryheid. Maar ons verklaar vandag dat ons land behoort aan U. Aan God die Vader van Jakob, Isak en Abraham. Dis wie ons liefhet. Dis vir wie ons buig. Dis hom wat ek wil volg. Here, kom hê net U way. Is it your way, Father? I'm anoint us individually, but corporately as well this morning. Let your anointing, like over your son this morning, pour out your anointing over the leaders of this house, how to lead, how to love, and their leadership, Lord. Every department that's so hardworking, putting things in place so that we can just come and sit and have a beautiful morning and get up and go home. Bless the leadership. Pour out your love on them. Thank you for this house that's standing as a lighthouse in this area, and the lighthouse echoing out the truth to the surrounding areas. This house is going to overflow as the lost is going to find their home. People are going to come and they will say, this is my home, not knowing how they operate in this home, but Holy Spirit will draw them. Thank you, Jesus. Thank you for financial support, wealth. You've got everything, and you're going to pour it out over this section of the body of Jesus Christ to this house.
be glorified. May your name be lifted up, Lord. For you are worthy.